Welkom by hierdie midweek oordenking. Dankie dat jy tyd gemaak het. Dankie dat God vir jou belangrik is. Dankie dat jy weet wat stilte aan jou doen. My gebed is dat jy ook nou sal rustig raak en God se vrede in en om jou sal voel. Dat jy diep sal asemhaal en weet, hy's daar. Selfs waar ons hom nie altyd sien nie. Ek is seker jy ken die boeke. Waar is Willie? Sulke lekker groot prenteboeke met detailsketse deur die kunstenaar Martha Handford. En dan, iewers in die fyn detail, is Willie. Die seun met die gestreepte T-hemp, so half weggesteek tussen die ander mense en elemente wat ook baie soos hy kan lyk. Heerlike pret is dit om saam met kinders na Willie te soek en dan bly te wees as ons hom raak gesien het. Ek dink baie van ons beleef ook dat God so subtiel verbloem is of dat dinge so skeef in ons wêreld lyk dat ons wil sê, kan God op hierdie bladsy van die wêreld, hierdie bladsy van my lewe wees? Ek dink Moses kon ook dalk so gevoel het toe hy nadat hy moord gepleeg het vir sy lewe gevlug het. Daar in Midian het hy sy skoonpa se vee opgepas. En so het hy al verder met die vee die woestyn ingegaan, tot hy naderhand by Horeb, God se berg uitgekom het. En dis toe, daar op 'n gewone, nog maar net 'n dag, in 'n vaal, onaansienlike wêreld, waar Moses vervelige werk doen, waar hy 'n brandende bos sien wat nie wil uitbrand nie. Dan lees ons in Eksodus 3 vers 3 hoe Moses vir homself sê, ek wil 'n bietjie gaan kyk wat hier aangaan. Hoekom brand die doringbos dan nie uit nie? Dis toe in Moses se naderloop om 'n bietjie te gaan kyk, wat hy God sonder twyfel raakloop. Wat God vir hom sê dat hy nie nader moet kom nie, maar sy skoene moet uittrek. Want, het hy gesê, jy staan nou op 'n plek wat aan die Here behoort. Eksodus 3 vers 5. God sê as dit ware vir hom, jy is nou so naby aan my, dat my heiligheid om en in jou is. Soms moet ons probeer om nader na dinge, dieper na mense en anders na ons omstandighede te kyk. Om verby ons kortsiende menslike oë en ons beperkte insien na die wêreld op te let waar God in hierdie verhaal is. Waar hy op verrassende en soms versteekte maniere en plekke eenvoudig is. Want God het 'n manier om op magiese en onverklaarbare maniere in ons gewone lewens te wees. Juis omdat hy wil hê dat ons hom raakloop hier waar ons nou is, waar ons nou leef, waar ons soms nie verstaan waarom dinge gebeur soos dit gebeur. Elizabeth Barrett Browning sê dit so mooi. Die aarde is vol hemel en elke bos brand van God, maar net hulle wat dit raak sien, trek hul skoene uit. Die res sit niks vermoedend en brame eet. Onthou vandag, God is in jou gewone lewe. Hy is daar waar jy soms stoei met iets en dan op 'n onverklaarbare manier antwoorde en vrede vind. Hy is daar waar jy in moeilike gesprekke is en die wysheid ontvang om dit te hanteer. Hy is daar waar jou hart met dankbaarheid gevul word, jy goeie nuus ontvang, diepe vreugde en vrede ervaar, waar mense jou met hulle omgee liefde verras. Daar waar jy sommer net in jou gewone lewe beleef dat God tog saam met jou is. Hy is daar waar dit soms vaal, uitsigloos en woestynerig in jou lewe is, waar die waaisand jou irriteer en die son jou skroei, maar jy tog die blink weerkaatsing van 'n oase uitkoms kan sien. Weet vandag, jou Here en jou God is in jou hele lewe ingeweef. As ons hom miskyk, is dit bloot ons menslike oog wat hom nie kan raak sien nie. En dalk moet ons dan 'n bietjie nader kyk. Miskien sê God vandag ook vir jou, ek wil jou soos 'n wagge bietjie bos nader aan my trek. Ek wil jou inhaak. Trek jou mens skoene uit. Dan sien jy my dalk vandag op verrassende maniere. Kom ons bid.
Here, ek weet, ek kyk baie keer teen my oogvelle vas. Ek weet, ek soek U baie keer nie eers nie. En ek weet, ander kere, Here, is U daar, maar dan kyk ek U totaal mis. Vandag vra ek, Here, maak my menslike oë oop. Help my om nader te wil kyk, om dieper te wil sien, om U raak te sien en U raak te leef. Ook in hierdie dag. Nee, Here, elke dag. Amen.